American economist Professor Jeffrey Sachs has slammed Trump's snubbing of the G20 summit. He was speaking at Junisa's 2025 Founders Lecture in Pretoria today. Why isn't Donald Trump coming tomorrow? Because he has a 4-year-old mentality, and he's having a he's having a tantrum. He's having a tantrum. What is the tantrum? That the rest of the world says, we don't want a king. As President Lula said, we don't need an emperor. He would come here as just one of 20 leaders, or 21. He doesn't want that. He's having a tantrum. Sachs says Trump's actions show the end of the U.S. imperial age. So China made it, and that's why we're at the end of yet another cycle. The European imperial age is over. The British imperial age ended in 1945, and the U.S. imperial age is ending right now. And that's why Donald Trump is home. Because he doesn't want to be one of several. That's all. However, Professor Sachs has warned that the United States remains a dangerous country. The delusion is still in Washington, by the way. It's not over. It's still a powerful country. It's still a dangerous country. It's got too big a military. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. U het nou so vinnig 'n paar uitknipsels gesien, enkele uitknipsels uit Professor Jeffrey Sachs van Amerika, sekerlik een van die, indien nie die mees ingeligte persoon op die aardbol in terme en ten opsigte van geopolitiek. Die geskiedenis rondom Oekraïne, die Midde-Ooste. Ag, jy kan 'n onderwerp noem en hy is letterlik 'n kenner op elke terrein. En ons het nou gesien van sy uittreksels en wat belangrik is, kykers en luisteraars vir ons hier in Suid-Afrika. Ek dink is hy laaste uittreksel waar hy sê dat Amerika is steeds dangerous. Amerika is steeds gevaarlik. Want wanneer 'n groot moondheid soos Amerika nou tans 'n wêreldmoondheid, die magtigste land in die wêreld, begin uitmekaar uitval, begin retireer, dan gaan dit gewoonlik gepaard met geweld en oorlog. En ons sien dit tog. Ons sien hoe dat Amerika nou aktief betrokke is in die Midde-Ooste, in die opbou van daardie oorlog wat gaan eskaleer. Ons het gesien sy betrokkenheid in Oekraïne met NAVO teenoor Rusland. Ons sien dit nou in Venezuela, waar ons sien die grootste ontplooiing van militêre magte en veral 'n vuurkrag sedert die Tweede Wêreldoorlog in die Karibiese See. So baie duidelik kan ons sien dat hier word nou beweeg en geneig na oorlog toe. Ons sien dit in die Midde-Ooste, ons sien die neiging in die Midde-Ooste, ons het die aanvalle gesien die afgelope tyd, ek hoef nie alles vir u te herhaal nie, ons sien dit in Oekraïne al die afgelope 3 jaar, ons sien dit nou in Venezuela. So kykers en luisteraars, wat belangrik is om dan te besef dat hier is 'n stryd oor Suid-Afrika. En ons kan dit begin sien, jy weet, ek het op die vergadering toer wat ek nou gehad het, vir die mense gesê, dis belangrik om na die groot prentjie te kyk. Want die media is geneig om ons op elke klein onderwerp besig te hou. Daar gebeur iets, Malema word skuldig bevind, en hy gaan nou 23 Januarie, gaan hy nou gevonnis word, of wat ook al daarmee saam, en dan's almal op daardie ingefokus, ingezoom op daardie gebeurlikheid. En dan is dit Zuma wat 28 miljoen moet betaal regskostes, en dan's dit daardie word ingezoom, en dan bly ons oog laag op die klein individuele puntjies, en dan sien jy nooit die groot prentjie nie. En dit is so dat die wêreldmagte wil nie hê ons moet die groot prentjie sien nie. Want wanneer jy die groot prentjie sien, veral wanneer jy gelowig is, menende 'n gelowige ken die woord van God, menende dat daarmee saam verstaan 'n gelowige
Babylon, die nuwe wêreldorde, die deep state soos hulle hom noem, die geldmagte van die wêreld, die bankiers van die wêreld, al die tentakels, Rome, al die tentakels van Babylon, van hierdie nuwe wêreldorde. Wanneer iemand die woord ken, die profesie ken en verstaan, tot 'n mate, ons ken dit nooit ten volle nie, niemand ken dit ten volle nie, maar genoeg, om wanneer jy hierdie groter prentjie, wanneer jy 'n bietjie uitzoom, wanneer jy 'n bietjie uitfokus en verder, dan sien jy alles vir wat dit is, vir die groot prent wat besig is om af te speel. En ek het al by verskeie geleenthede vir u gesê, in video's, dat ons staar 'n bewindsverandering, 'n regime change in die gesig. Ons sien nou byvoorbeeld ook, dat Christo Wiese, een van die mees suksesvolle sakemanne in Suid-Afrika, maar in ooreenstemming is met sy uitspraak, waar hy sê, en ek sal vir u die artikeltjie vinnig plaas, of die opskrif, waar het in kort, waar hy net sê, dat al wat in die pad staan, om Suid-Afrika in 'n jaar se tyd te verander, is die ANC regering. So daar sien jy dadelik 'n persoon, wat geaffilieer is, wil ek amper sê, informeel, formeel, geaffilieer is, met hierdie geldmag, met hierdie ou magte, as ek kan sê, die ouer magte, die Ruperts, die Oppenheimers, Rob Hiershoff. So ons kan sien dat daardie elite geld magnate, wil ek amper sê, van Suid-Afrika, besigheidsmagnate, as ek dit so kan noem, wat nog geaffilieer is met die nuwe wêreldorde, met die Weste, met Engeland, Amerika, Deep State, Rome, Broederbond, Vrymeselaars, daai hele masjien, kan ons sien, hulle uitsprake kom vanuit dieselfde tafel, vanuit dieselfde oord, hulle praat dieselfde taal. Die ANC is die enigste probleem, as ons hulle net uit die pad uit het, 'n jaar van nou af is alles honkie-dorie, soos hulle sê. Kykers en luisteraars, dis miskien presies wat ons siener gesien het, is dat daar kom 'n regering, dan weet ons nie of ons moet lag of huil nie. Dan sien ons later, niks het verander nie. Persoonlik dink ek, en nou vat ek 'n raaiskoot, maar kom ons vat die raaiskoot. Dit is dalk dan ook waarom siener in 'n ander gesig gesê het. Hy sê, die swarte stry en beklei onder mekaar, maar dan gebeur daar iets, wat hulle soos een man na ons toe laat kyk. En as ek met 'n raaiskoot vat, en nou raai ek, dan sou ek sê, wanneer hier 'n regering sou inkom, 'n regime change, 'n bewindsverandering, wat gestook is, deur dieselfde retoriek, dieselfde voorbereiding. Dis hoekom iemand soos Christo Wiese, miskien sê bewustelik of onbewustelik, kom ons hou dit nou maar veilig, in terme van, dat daar nie 'n debat daaroor noodwendig gevoer hoef te word nie. Dis waarom so 'n persoon sê, hierdie land kan weer 100% wees, basies. Ons moet net hierdie regering uit die pad uit kry. So daai voorbereiding, hierdie regering moet uit die pad uit. En daardie uitsprake sien ons mos nou deur al die geldmagnate en besigheidsmagnate van Suid-Afrika, wat dieselfde retoriek, dieselfde voorbereiding, met ander woorde, vir 'n regime change. En kom daardie bewindsverandering, né? Dan gaan die koerante sê, daar Suid-Afrika, fantasties, in 'n jaar se tyd is ons uit al ons probleme uit, en, soos wat die media mos ook nog onder hulle beheer meestal is, onder die geldmagnate. Maar ek gaan gou vir julle 'n video speel oor Malema. We must go back and deal with these racists and put them at their own place. These are terrorists and they need to be dealt with as such. They are terrorists, they want to harm this country, they want to destabilize the economy of this country, and we need to decisively deal with them as a state. Nou goed, kykers en luisteraars, ek het vinnig vir u die video gespeel van Malema, na die G20, wat hy sê, na die G20, dan moet daar nou afgereken word, dan moet Solidariteit en AfriForum mee teen opgetree word. Nou Solidariteit en AfriForum is mos nou deel van die geldmagnate, ekonomiese magnate, Deep State, FSA, Engeland, hulle is mos deel van dit. So met ander woorde kan u nou sien hoe hierdie regime change, hierdie bewindsverandering absoluut deur al twee kante gedryf word. Hier's Malema wat deel is van die Oosblok, noem dit maar 'n verteenwoordiger, 'n revolusionêr wat sê nee, ek gaan veg teen hierdie geldmagte. Dis hoekom praat Malema mos nou al jare oor die Stellenbosch elite. Hy noem nou net daardie geld besigheidsmagnate, noem hy die Stellenbosch elite. Dis presies na wie hy verwys. So sien jy hoe ver die groot prentjie,
Hoe ver kom hierdie opbou na 'n fisiese oorlog toe? Hoe ver kom dit al? Die retoriek gaan dit altyd vooraf. En dan gaan ons die ontplooiing, ek het 'n video vir u 'n tyd gelede gemaak oor die ontplooiing van Amerikaanse magte wat besig is om voorberei te word vir Suid-Afrika, want Amerika gaan betrokke raak. Daar's nie twee sake oor dat nie. En Engeland natuurlik uit die aard van die saak ook in 'n baie groot mate. So, hier kan u net weer eens sien hoe hierdie bou met u eie oë. U raak nou getuies van hoe hierdie twee pole opbou. So ons kan duidelik sien hoe Malema, die Oosblok, Mkhonto we Sizwe. Ons sien nou onlangs weer 'n ekstra polisie ontplooiing in Natal gewees. So ons sien hoe hierdie eskaleer daagliks. En ons moet nie vergeet wat Jeffrey Sachs gesê het. Amerika is steeds gevaarlik. Baie gevaarlik. En hy het genoem ook sy militêre vermoë. En ons sien, hy's nie bang om sy militêre vermoë in te span in Oekraïne, in te span in die Midde-Ooste, in te span in die see, Karibiese See by Venezuela, en dan ook sal inspan hier in Suid-Afrika. Gaan kyk gerus my vorige video's, dat die Amerikaners en die Engelse in die westelike deel van die land sal ontplooi, van daar af sal wegspring, en van daar af 'n regime change dan nou sal loods. En hierdie regime change, hierdie regeringsverandering, dink ek, is nie meer ver om in Suid-Afrika plaas te vind nie. En ek sê weer is 'n raaiskoot, en ek dink dit sal dan die swartes wat nou nog stry en beklei onder mekaar, saamsnoer en sê, maar hier's weer 'n, noem dit maar 'n semi-blanke regering. Hier is weer 'n deep state regering wat regeer word en bestuur word vanuit die Wesblok. En die massas gaan sê, ons is nie met dit tevrede nie. Ons het al video's gemaak oor die AK's wat uitgedeel word, wat in die huise is, wat in die huise gekry word, splinternuwe magasyne, ammunisie en alles daarmee saam. So daar sien u die voorbereidinge van die Oosblok, en dan kom ons by die punt van konfrontasie. 'n Geweldige konfrontasie. Dit gaan nie net Suid-Afrika wees nie. Ons het die video gesien nou van een of twee video's gelede, waar Mnangagwa van Zimbabwe weer verwys het na 'n revolution are being fight in many and different ways. Toe lag hulle lekker daaroor. 'n Revolusie word op verskillende wyse gehardloop, bestuur en gedryf. So, daar gaan definitief betrokkenheid wees. Ons weet die vriendskap tussen hom en Zuma. Ek gaan nie op dit nou alles weer uitwy nie, daarvoor maak 'n mens ander video's ook, maar ek wou net weer vir u uitlig hoe ons weer in die uitspraak hierdie week van Christo Wiese sien, die ANC is in die pad. As hy net weg is, gaan alles regkom. En dis die voorbereiding vir 'n bewindsverandering. En hierby sluit al die ander geldmagnate, al die geld en die ekonomiese magnate sluit presies hierby aan. En dis die Wesblok, die deep state, die doringbos, soos hom siener, of mofskaap regering, het hy hom by 'n ander geleentheid ook genoem. 'n Doringbos wat lyk soos ons, maar nie ons harte het nie. Want dit is die deep state. Dis die nuwe wêreldorde. Dis die ouens wat mediese goed op jou gaan afforceer. Dis die mense wat ons geloof glad nie respekteer nie, glo my vry. So hoe dit ook al sy, ons sien nou net weer in hierdie week die uitlatings van Malema, die uitlatings van regeringsamptenare, die uitlatings van die deep state, van die nuwe wêreldorde, van die doringbos, en ons kan hierdie twee verhoë sien, die heeltyd eskaleer, en daar gaan 'n punt kom van konfrontasie, verseker, en dis daardie punt, waarvoor Suidlanders nou al 25, ons gaan nou vir 26 jaar, aktief fisies voorberei, om dan ons volksgenote, ons bejaardes, ons vrouens, ons kinders, onskuldige mense, uit die gebiede van grootste konflikte verwyder, na laagste konflikareas, mees veilige, en dit dan veiliger te maak, om dan 'n party te wees, nie 'n party tot die konflik nie, maar 'n party waar ons onsself kan beskerm, en waar jy aansluiting het, koördinasie het, kommunikasie het, logistieke koördinering en reëlings het, omdat die departemente in plek gesit is, omdat die strukture in plek en ingeoefen is oor jare, met al die aanslae, wat jy kon aandink, het die Vader dit goed gedink, om ons staande te hou. Prys sy groot en heilige naam. Kykers en luisteraars, u moet 'n mooi week hê. Ons praat weer. Totsiens.